Nails were driven through perfection, thorns pressed down upon your head. Still no word of wrath or rescue. Love endured there as you bled. You could have called for angels with armies at your side, but love refused the rescue. As you were crucified, the grave was never final. Hold on that glorious day, and death itself was shattered as the stone was rolled away. You didn't call for angels. You stood there in my place. The weight of all our sin, met mercy face to face. You didn't call for angels. You done it willingly. It wasn't nails that held you there. It was your love for me. You could have called for angels with armies at your side, but love refused the rescue. As you were crucified, you could have struck the earth in wrath, but your love bore the cost. Your blood became our freedom, because you chose the cross. Thank you, Lord Jesus. Did angels cry the third day when you rose again? Did heaven watch in wonder? And did the angels sing? Thank you, Jesus, that it's finished. You took our sin as your own when you let your blood speak for us. No greater love was ever known. Halleluja. Kom gemeente, halleluja. Ag nee, goeiemôre gemeente, bly julle is hier vanmôre. Welkom in die huis van die Here. Michaela, goeiemôre, goed om jou te sien. Goed om almal te sien vanmôre. Bly in die huis van die Here te kan wees vanmôre, opgewonde oor wat die Here wil doen, wat die Here wil sê vanmôre vir sy kinders. Halleluja. Kom sien al die besoekers staan hier op, al die besoekers staan net vir 'n rukkie op. As jy kan sê amen. Vra Here daar agter, baie welkom, baie welkom. En ek wil vir almal sê hartlik welkom vanmôre. Wie Kingsway gee gewoonlik 'n heerlike Kingsway handeklap vir ons besoekers. Nou kom ons doen dit. Kom ons sê baie vanmôre. Ja, amen. Dis welkom. Vanmôre baie van ons gemeente is by die huis vanmôre. Want ek kyk op livestream en ek wil hulle ook sê baie welkom. Baie van ons vriende, baie van ons gunsgenote, baie van ons sponsors wat die namens wat die livestream kyk vanmôre. Wil ons sê hartlik welkom aan almal
vanmôre, want die Here is goed. Amen. As jy sê die Here is goed, dan sê ek die Here is baie goed. He could have called the angels, maar hy het besef, hy gaan vanmôre dit self vir ons doen 2000 jaar gelede, toe ons nog nie eens 'n denking was by die aarde, maar by God was dit alreeds voorberei dat hy sou sterf vir 'n mensdom wat sou kom na die tyd vanmôre. As jy Johannes 17 lees, dan sien jy wat sê die woord van die Here oor die ontmoeting wat die Here gemaak het voor die tyd met ons en 'n besluit gemaak het dat hy vir ons 'n oplossing sal stuur, dat ons gered mag word in die naam van Jesus. En vanmôre as jy opgebonde sê vir die Here dankie, prys sy naam, hierom en sê vir ons vanmôre, wat sou ons doen so met u? Ek wil net sê, Rosanne Lindekie en Dassie Delport en Leslie Dellock en Emily Dupree en Jason Bele, hulle verjaar hierdie week en die volgende week, en as hulle hier is, kan jy net gou opstaan vir my, en net sê, dankie Les, nog iemand, wat hier is wat verjaar het, en as jy voel, jy wil verjaar vanmôre, jy kan maar staan, jy kan maar staan, as my broeder staan, dit is, nee, kyk vir my, wie vrou begin, ek verstaan nie, as jy verjaar, sê ja, dankie, ons geef my handen klap, en dan ons, as jy twee besoek, is die dan wel nie meer 'n vreemdeling nie, hoor. As jy die eerste keer besoek, dan sê jy, daarna is jy nie meer 'n vreemdeling, dan kan jy maar staan en sê wat jy wil sê. Maar dit is nie my huis, dit is die huis van die Here. Halleluja. So lees nie vir jou, my broeder, wil ek sê, mag die seën van die Here rus op jou hierdie week wat voor lê, en dan die res van hierdie jaar, jou nuwe verjaarsdag, ja, mag goedheid en guns jou deel wees. Amen. Asseblief gemeente, nog steeds die geloofsoffer, as dit weg is met u, dat u sal aanhou tot en met die einde van November maand, of die einde van Desember maand, soos die Here jou lei, neem die vrymoedigheid om die lofoffers te gee, want ek wil vir jou sê, Koos sê my nou dat, daar is definitief 'n verskil, en die mense wat dit ekstra gee, dat ons dinge kan klaarkom, en ons is besig om reg te kom. Ek vra die gemeente, staan ons by bediene, dat ons kan weet, dat ons kan aangaan, en dan bietjie vooruitkom. Amen. Dan te afsluiting wil ek sê, voordat ek vir Braaf vra om op te kom, huweliksherdenkings, Andries en Mary Stein, en Philip en Celeste Viljoen, het ons laas week gesê, so Betanie en meisie skoonraad, maar mag hulle geseënde jaar voorheen met hulle huweliksherdenking. My broeder Bram, moet jy gou vorentoe kom, pastoor Bram, hy gaan 'n bietjie vertel oor wat hy doen vir die koninkryk van die Here met die kinders wat kom, later in die maand van September, so wees welkom, brother, daar is 'n mic daar, jy kan lekker gesels daar, dankie. Baie dankie pastoor, baie dankie gemeente. Dit is nie veel langer as dit. Nee. Okay. Ons wil vir die Here baie dankie sê vir die voorreg wat ons het om elke jaar met julle hulp en met almal se hulp, al ons sponsors se hulp, weer 'n keer hierdie jaar van die 3 September, 26 September tot die 3 Oktober, gaan ons deur 20 in-province kinders afbring van Gauteng af, die see dat hulle vir die eerste keer kan kyk hoe lyk die see en dit ervaar met die liefde van die Here en die groot genade van Kingsway AGS wat ons elke jaar so verwelkom en soveel vir ons gee en bied. Dit is vir ons 'n voorreg om deel te wees van julle pastoor en ook vir jou en Magda en vir die hele Kingsway gemeente vir ons uit ons harte uit namens Rian en Adel sê baie dankie dat julle vir ons ondersteun in hierdie groot taak wat ons doen. En ons is bly om te sê hierdie jaar is ons 7de jaar wat ons alreeds die kinders afbring. Dis 160 kinders wat ons alreeds se harte vir die Here gegee het en hulle harte vir die Here gegee het. En soos ek alreeds gesê het ook, en ons gaan nie die vrug dra van wat ons saai nie, maar ons weet dat die Here dit sal vir ons gee en vir ons laat voortgaan. Ek wil nogmaals baie dankie sê vir al ons sponsors en almal wat bygedra het om hierdie moontlik te maak elke jaar.
En ook vir Rian en Adel wat hulle huise en hulle plek vir ons gegee het om dit te doen. En soveel gee, weet, hulle is baie keer agter die skerms en hulle wil nie name genoem word nie, maar ek weet dat Suidkus 'n plek is van genesing. Nie net geestelik nie, maar ook fisiese genesing. En baie mense wat ons kinders of die kinders al gesien het, weet hoeveel het hulle regtig nodig. Weet, ons gee vir hulle elke jaar die liefde van die Here. Ons gee vir hulle wat hulle nodig het. Weet, daar's 3 maaltye per dag. Daar is uitgang, weet, ons het baie sponsors, weet, Pure Venom, Lyk Eland, NSSR, Mac and Bean, Duwdeneile, wat vir ons 'n lekker braaivleis ete gee elke jaar. Dit is so lekker om daarby om Wimmerle te kom en weet, sy hart is so oop. En dan ook as oor hele gemeente ook wat soveel bydra, soveel gee wat weet liefde, aandag, weet as ek terugdink, weet die lekker worsbroodjies wat ons altyd gekry het en die pizzas, dit is so lekker om daai kinders te sien en te voed en te weet dit is lekker. Dit is God se genade, God se liefde wat vir hulle gee. En ook julle warm harte. Dit is eintlik die meeste wat die kinders nodig het om net te kan ontvang wat die Here vir hulle gee en wat julle vir hulle kan gee. Daarom wil ek nogmaals baie dankie sê namens Adel en Rian vir die liefde en die omgee wat hulle begin het om hierdie kinderkamp moontlik te maak. En sonder die Here en sonder hulle liefde glo ek nie dit sal ooit gebeur het nie. Maar nogmaals baie dankie. En as daar enige bydraes is wat enige iemand wil skenk, kan hulle pastoor julle kontak vir Tannie Magda kontak, sê Tannie Magda, ekskuus. En ons weet, so ek sê die Here is so goed vir ons. Vanoggend kry ek 'n boodskap van een van my vriende wat daar bo in Tabazimbi is. Hy skenk ook R3,000 vir die kinders om weet net die kos en die goed. Ons het mense van die anti-poaching gemeente wat vir ons brandstof voorsien, wat vir ons weet halfpad gaan kry. So ja, elke sent weet of is dit nou R1 of R10 of R1,000 of R100,000, weet dit maak 'n verskil. En met daai laaste een van die of dit klein R10,000 is of ja. Of 'n 50 rytjie soos Johan Stemmer sal sê. En ons prys die Here vir elke sent wat ons kry. En daai geld en daai kos en daai goed wat ons kry, gee ons alles net so vir die kinders. En dan maak ons vir mekaar vir volgende jaar ook. So hierdie is eintlik vir volgende jaar se praatjie. En mag die Here julle ook ryklik seën. En daardeur wil ek graag vir Kingsway gemeente net 'n gebed doen. Vertel 'n bietjie wat jy doen. Ja, ons is ook in die Muscles for Jesus Ministry. Ons is die anti-bullying campaigns wat ons doen. Ek het 'n pamfletjie gebring wat ons voorgee en dan ook vir die kinderkerk en vir die jeug. Wat ons weet, net mense weet ons almal ken, ons almal weet wat se boelie. Ek is 'n boelie gewees op skool en toe groot geword het want ek is geglo my pa het geglo dat cowboys dan kraai en as jy 'n seun is moet jy beklei om uit te kom. En daardeur het die Here my oë oopgemaak so 'n paar jaar terug en besef dat die help jy beklei om iewers te wees. Jy moet deel wees van God se koninkryk om iewers te kom. En hy het vir my vrou en goed hierdie ministry gegee en weet ons is baie betrokke by die skole en ons was 'n paar jaar 'n bietjie buite werking gewees om net ons nou 'n bietjie in Tabazimbi was daar in die Bosveld. Maar ons is terug in Rustenburg en ons is terug in die beskawing en ons wil graag weer net uitgaan na die skole toe, net hulle herinner dat daar wel 'n kans is dat jy weet ons slagspreuk op speak out. Dit help nie hou dit terug en vertel net vir 'n kind weet jy is kosbaar. Jy is deel van die samelewing. Deur jou sal God se genade vooruit gaan. En ja, om sterk te wees en sterk te bly, dit is waaroor dit gaan en om die naam van die Here groot te maak deur die ministry wat ons het. En daarom sê ek ook dankie vir die Here dat hy my gebruik, my vrou gebruik om dit te kan uitdra en ek kan ervaar wat ek ervaar het toe ek 'n kind was en kan sien net hoekom boelie ons en hoekom is daar boelies. So ons fokus is op die boelie om te sê hoor jy hoef nie te boelie nie. Weet jy is deel van die plan van God. Daarom dank ek die Here daarvoor. Ek weet dat ons baie hard is na die Here toe sal lei deur hierdie
Baie dankie gemeente. As net so sit, sal ons gou gebed vir julle doen. Here, ons wil vanoggend vir die baie dankie sê. Here, vir hierdie kosbare gemeente, hierdie kosbare mense wat ons so met oop arms ontvang. Here, dankie dat ons weet dat ons dit nie uit onsself uit kan doen nie. Maar Here, dat U altyd vir ons voorsien. Here, U gee mense in ons plekke. Here, U gee, U voorsien finansies, U voorsien liefde, U voorsien genade. Here, daarom is my gebed vanoggend dat U ook hierdie gemeente sal seën. Here, die lig wat hulle uitdra, wat dit op geploegde land sal val, die woord wat uitgespreek word, die seëninge wat gegee word, Here, dat U hulle sal ryklik seën. En ook, Here, die toehoorders vanoggend, en die mense wat inskakel, Here, dat U ook met hulle sal werk, hulle harte, Here, ook so bid ek, Here, vir ons ministry, Here, dat U ook daar sal voorsien, Here, dat ons nie net moet stilstaan en aanvaar dat ons maar 'n loser is nie, maar Here, dat ons 'n wenner is in die koninkryk van Jesus. Here, dankie vir die groot liefde en die groot genade in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie. Halleluja. Halleluja. Dit is 'n bietjie langer as ek. Halleluja. Loof die Here, loof die Here, loof die Here, loof die Here, loof die Here. Die Here deel met my iets en hy sê, solank as wat ons 'n verkrimping gedagte het, wat nie met geloof gekoppel is nie, sal ons ander agteruit boer. Hy sê, maar hy gaan in die toekoms werk met hulle wat geloof het, wat glo dat hy kan, sal hy homself bewys. Ons dag aan by die bid hier ek gedeel uit Moses se woorde met God en ek gaan nou nie weer deel nie, maar het kom so neer, hy sê die woorde, Here, as U nie met my saamgaan nie, dan gaan ek nie. En die volgende keer sê hy, Here, as omdat U met my is, sal die mense weet dat U met my is. Dis 'n teken van die seën van die Here wat met jou is, dat die wêreld sê, ek het hoop in die Here, want ek kan hom sien in jou lewe. So vanmôre lift jou hand op en sê, ek wil myself regstel. Ek wil myself instel vir 'n nuwe uitdaging. Dat wanneer God beweeg, dat hy beweeg met mense wat hom glo. Hy kan nie werk met mense wat net hoop het en wat nie saam wil beweeg nie. Maar ook nie so kan praat soos wat sy woord praat nie. Want hy het ons sy woord gegee om te glo. Hy het sy woord gegee dat ons kan staan en sê in die tye van storms, is geskrywe, Here, dit is geskrywe. En omdat dit geskryf is, Here, dit staan, dat geen werk van die vyand dit kan afbreek nie. Te lang bly ons in die verloor, te lang bly ons in die dieptes van werkstelsels. Maar die Here roep sy kerk vanmôre en sê, staan op. Staan op. Begin om jou kyk en sien dat ek goed is. En dat ek reg is om saam met jou te beweeg en saam met jou te gaan. Die Here sê vanmôre, die tyd het gekom, dat die mense sal sien dat ek met jou is. Dat die mense sal getuig en sê, ek weet dat die Here by julle is. En dat die Here in julle is. Van wat jy doen en wat hy bereik deur jou, sal wees dat die mensdom sal sê, soos wat hulle vir Moses gesê het, ek weet dat die Here by julle is. Kom kyk, in 2026, hoekom mag ons nie hoor? Ek weet dat die Here by julle is. Ek weet dat die Gees van God hier is. Hoekom kan die mense nie sê van ons en sê, hi, ek kom na hierdie huis toe, want die Here is in hierdie plek. Ek kom in hierdie plek, want ek weet die Here tel my geloof op. Die Here tel my hande op. Die Here voorsien en hy doen wonderlike dinge in my lewe, want hy is God. So Vader, ons kom hier al die lof en al die eer te gee vanmôre. En sê terwyl ons op die altaar voor U staan, ons kom en sê, Here,
omdat U God is, weet ons dat ons sal aanhou veg, ons sal aanhou glo, ons sal aanhou opstaan, ons sal aanhou bevestig en 'n verklaring maak uit ons monde uit, dat die Here doen, dat die Here genees, dat die Here herstel, dat die Here voortbring, dat die Here bring kalmte, die Here bring 'n vernuwing en 'n herstel in die wonderlike naam van Jesus. En die kerk van die Here Jesus roep by te sê halleluja! Halleluja! Ons loof die Heilige naam. Ons loof die Heilige naam. Want Hy is goed en iedere keer. Ons loof die naam. Die andere wat ons sien, o goede Jesus, ek loof die naam. Die andere la sala la mane, la sura porque sana mane, I love you, por el ya la usuru magane, ya la manera vazia, con grupo, que grupo, nie mi cliente, sien jou hand op en sê, werk met my Here, werk met my Here, werk in my lewe, kom in die gees, kom in die doorland en ek kan hier, in Jesus naam, esa manera masuluke, asalamake namade, die asalamalala, kom nog een keer. Kom sê Jesus, die alleen is waardig. Die alleen is waardig. En die doorland, en die brandwater. Here, bring het weer. Storms van levende waters. Die asumongera masamamade. Asumongera masamamade. Onze final. Elke vreemde gees wat hier is vanmôre, jy is nie welkom nie, so gaan in die naam van Jesus. You gotta go. Hier is die huis van die Here. Die neemkort, woord aan God, halleluja. Kia salamane, samahane. Halleluja. 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 Sy naam is Jesus, kom kerk. Sy naam is Jesus, halleluja. En in die ou dae ons gesing, my Jesus kan alles doen. En ons is opgewonde oor Jesus kon in daai tyd alles doen. Nou het ons modern geword en ons praat ons, my Jesus kan alles doen, dan sê die mense, moenie vir die mense vals hoop gee. Nie in die kerk nie, halleluja. My God kan alles doen, halleluja. Die kan my veilig sê, die Here, my God kan alles doen. Jy het nie opgekyk met 'n wonder dat ons gaan iets sê nie, omdat dit teenstrydig is met wat ons glo. Want ons glo dat die Here kan alles doen. Amen. Ek sien my gees die
Heer ons roep nie, ons prys nie. Heer ons roep nie, ons prys nie. Heer ons roep nie, ons prys nie. Weet jy wat, die opgeborste dag in my lewe sal wees, as ons uitgaan my tradisie uit en begin die Here te eer. Ieweste in jou hart as jy lus sal sê, ons sal die Here, maar iets ordentlik sê, nee, jy weet wat jy kan het nie doen nie, want jy is nou in die kerk. Ai man, dis soos 'n tweegesig. Come on man, come on. Weet jy wat, die verligting wat die Here wil bring, is buite tradisie, buite jou stam glo, buite dit. God se gees werk, soos hy wil werk. En hy wil werk met opregtes van hart. Wat voor hom kan staan en sê, praise the Lord, hallelujah. Jy weet, as ek nou nie 'n ding om my nek gehad, sal ek ook spring, maar dit is moeilik om te spring, lees en speel. Maar dit sal nice wees as die gemeente net kan bietjie los word en die Here te vereer vir wie hy is. September maand, sê die Here vir my Woensdag aan, terwyl hy sê September maand is lofprysingsmaand. Ons gaan vlae hê hierso tussen die banke. Ons gaan mense hier voor hê, wat gaan met vlae voor die Here dans. Hoor my woorde, wat voor die Here gaan dans, losbandig kan wees voor die aanbidding van 'n lewende God. So as jy kwaad wil word, moet jy nou al kwaad word. Want godsdienstigheid bring demping op die gees van God. Maar oplewering bring die werke van God, want hy sê, wanneer ek geloof word, sal ek in die lofsange kom woon. Hy sê, ek sal onder julle lofsang kom woon. So as jou liggaam nie die Here wil prys nie, September maand weet jy by die huis bly. Maar ons gaan begin 'n liedjies uithaal wat jou gaan tjaboele om die Here te eer. Nie om die band te eer nie, om die Here te eer. Die tyd is hier, die Here sê, hy sê in sy woord, hy sê, ek is moeg gewerk met hulle wat nie glo nie. Hy sê, ek bring 'n nuwe dag, jou broer sal opstyg en jy sal bly staan, want hy glo, maar jy glo nie. Jou suster sal opstyg in die gees, en jy sal bly staan, omdat hulle glo, en jy glo nie. This is season of time of change. Here sê, ek sal my kerk bou, en die poorte van die duisternis sal hom nie keer nie. Of ek nou hier staan, die volgende pastoor hier staan, die Here sê, ek sal my kerk bou. Oh, hear my voice, I stand and hear before God, and I'll be back, gathered out and out on stone. These soul and mind, the understandable God, who read it out, gathered out so old and old. Down moon and my head, my fall.
soos as mag daar dis droom mag my siel na U
Jesus, you Lord, I need. Snap you? As daar mense vanmorgen musiek in jou lichaam is, en jy moet die Here vertrou vanmorgen, jy moet ons op die Here vertrou in jou vanmorgen, kom gauw saam met jou bid. In naam van Jesus, in naam van Jesus. Die plek is ons ek sal vir jou die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek bring vir jou lichaam genesing in die naam van Jesus. Alle siekte en kwale verlaat in die naam van droom op en verdwyn. Go! In Jesus' naam. Thank you, Lord. Flow of your Holy Ghost. Flow of your Holy Ghost. Thank you, Lord. Dat u doen 'n wonderwerk nou in die naam van Jesus. Die gees van siekte en krankheid los. En go. Go. Susan, ek bring vir jou genesing in Jesus naam. Thank you, Lord. Dis hier by die werk doen. Ons eer U nou, ons eer U nou in Jesus naam. Ons eer U nou in Jesus naam. Ons eer U nou, ek salf jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek bring vir jou genesing in Jesus naam. Dankie Here. Thank you Lord. Ek rig jou op vanmôre. Sy word gesond. Ek bedien jou met genesing vanmôre in Jesus naam. Thank you Lord. Elke gees van siekte wyk. Go. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Dankie Here. U doen wonderwerke, U doen wonders. Dankie Heilige Gees. U rig my suster op in die naam van Jesus. Aan God al die eer, al die lof, al die aanbidding. Elke deel van krankheid gaan. Ons maak jou gezond vanmorgen. Ons maak jou gezond vanmorgen. In Jesus naam. Wat het vanmorgen. Ik maak jou gezond in Jesus naam. Die geest van die Here is op jou. Dankie my Vader. Dankie strome van lewende waters om te vloei. Dankie van lewende waters om te groei, om te vloei. Dankie vir genesing. Dankie vir genesing. Ek bring vir jou genesing vanmorgen, my brother. In die naam van Jesus. Elke krankheid, elke gees van krankheid, kom! In Jesus naam. En aan God, al die eer, al die lof, al die aanbidding. Elke deel van krankheid om die gaan. Jesus, U maak gezond in die naam van Jesus. Dankie my Vader. Dankie my Vader. Dankie my Vader. In Jesus naam alleen. Ek salf jou my sister. Wat sy naam? Mario, ek bring vir jou genesing vanmorgen in die naam van Jesus. Dankie Here, elke gees van krankheid oor Mario, sterf nou vanmorgen in Jesus naam. Ons maak jou gezond. Ons maak jou gezond in Jesus naam. In Jesus naam. Ons bedien genesing. Herstel. Dankie Here. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Die gemeente van die Here loop en prys die Here en sê halleluja. Dankie Jesus.
Here. Dankie my Vader, dankie my Here, dankie my God. Jesus! Halleluja! Jesus! 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 Halleluja! Halleluja! Dankie Here. Ons is nou by die 6de week van ons bediening van vergifnis. En die Here is so goed. Amen. Die getuienisse hoor. Ek het die toestemming om die getuienis namens mense te deel. Ons is nou in die 6de week. En dan volgende week sal die 7de week wees. En dan die week daarop sal die 8de week wees. Dan voltooi ons die kursus. Dan sal mense sertifikate kry en diplomas kry en al die mooi dinge kry vir hulle bystand en altyd by die lesse op 'n maandag aand. Jy sê my vrou, ek het jou gesoek in hierdie gemeente, ek het nie waarsku. Ek weet of jy geloof het nie of wat het gebeur nie, maar ek sien jou daar. Here seën vir jou. Ek wil net maar iets gebeur dat ek nie vergeet nie. Laat jy net sê ek sit daar. Dan sê ek weet. Want jy sien ek het daar nodig in die sitplek, dan kyk ek vir haar en sy kyk vir my, en as sy so frons of wat, so sê, en dit sê, jy moet nou lekker plek. Een vraag wat ek het vir jou vanmorgen, wie het Jesus doodgemaak? Jesus maak 'n verklaring en hy sê, ek lê my lewe neer. Ja. Niemand kan dit van my afneem. Ek sal optel en ek sal dit neerlê. Maar wie het Jesus se lewe gekos? As jy nou so dink, sal jy nou sê, dit is ons. Jy sou dink, dit is die duivel. Jy sal dink, onthou jy die woorde van Jesus waar uitroep en sê, my Vader, waarom verlaat U my? Waarom? Wat was dit? Was dit net 'n roepen na God omdat Jesus alleen gevoel het? Of was dit die afwesigheid van God self? Hou vas op jou stoel. God het Jesus se lewe geneem. Vir jou. Vir my. Ons sê dis die Romeinse soldate, ek het groot geword om die Romeinse soldate te haat. Ek het groot geword om die Jode te dislike, omdat hulle nie kon verstaan oor wie God is, wie Jesus is. As ek die fijne woord vat, dan besef ek, Jesus kon nie sterf. Vanmorgen hy het gesê, I will call a legion of 600 angels. Hy sê, maar hy gekies om te bly tot en met die einde toe. Tot die finaliteit van dit is volbring. Tot die finaliteit om herwinde te om weer versoening te hê met die Vader op die 3de dag. Maria moet my nie aanraak nie, nie moet my nie aanraak nie, Maria, moenie. Want ek was nog nie by my Vader. Moenie my aanraak nie. Die aardse het niks te doen met die hemel nie, maar die hemel het alles te doen met die aarde. Moenie my aanraak nie, ek is op pad na my Vader. Direct daarna sal hulle sê, wie soek julle? Sê, ek soek vir Jesus. Sê, waarom soek jy die lewende by die dooies? Het opgewek. Terwyl die disciples so besin nou, wat gaan nou gebeur? Kom Jesus in die muur geloop en sê, vrede, vrede vir julle. Hulle sê, hoe werk dit? Hy sê, hier is ek. Thomas, jy het 'n probleem om te glo, kom, sit jou hande in my sy, kom sit jou vingers deur my vingers met jou hande.
Nog nooit tot en met vandag het jy gehoor, dis God self wat Jesus geneem, sy lewe geneem. Kom wees eerlik en sê dis so. I'm bold enough to say what the Bible says. God het dit gedoen ter wille van die mens. As jy na die preek nou luister, gaan 'n ander insig hê oor dit. Mense hoer met die wêreld en dink dat die koste van Jesus was maar net 'n kruisiging. God self. God self sê vir die mens, ek het afgereken met die werke van die bose, is done. Nooit meer sal 'n Romeinse soldaat die eer hê om te pluk aan sy baard, kroondorings op sy kop te sit en te bespieg, om te slaan, profeteer en sê, wie het jou aangeraak? Nooit meer sal 'n mens die eer hê onder God en Jesus Christus. Daarom sê die woord in Tessalonisense, hy sê, moet nie God bespot nie. Moet nie. Dat sê die woord. Want sy liefde vir die mensdom oorskry alles. Hoe kan God iemand vir alles vergewe? Hoe? Wat 'n tipe God is dit? My en jou kan vergewe. En wat nog erger is, vir die hele wêreld vergewe, of hulle in hom glo of nie in hom glo nie, hulle is by God vrygespreek totdat Jesus kom. Gaan maar sê, Vader, hoe ervaar God jou persoonlike ongehoorsaamheid? Hoe ervaar God jou en my persoonlik ons ongehoorsaamheid? God openbaar dat hy ons Vader is en dat ons sy kinders, sy stammelinge is. Sy woord sê in Handelinge 17, 26 en 27, en hy het uit een bloed elke nasie van die mensdom bemaak en om die hele oppervlakte van die aarde te woon. En hy het vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplekke bepaal, sodat hulle die Here kan soek, of hulle hom miskien kan aanraak en vind. Alhoewel hy nie ver met elkeen van ons is nie, want in hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons, so sommige van julle digters ook gesê het, want hy sê, want ons is ook sy geslag. Ja, Lees het. ons. Ja, halleluja. God beskou ons ongehoorsaamheid as direk teen hom. Hey! God beskou jou ongehoorsaamheid direk aan hom, persoonlik. God was verpleegd en gekrenk. Hy sê dit in Esegiel 6, vers 9b van die vers sê hy, ek is verpleegd deur hulle oorspellige hart, wat van my af weggedraai het. En deur hulle oë wat agter hulle afgode aan hoereer. God sê, dit raak my. Dit raak my. Ja, maar jy weet, pastoor, genade het gekom en genade het my gesê, dat weet nie wat ek kan maar foutkeer en ek kan maar oor en oor foutkeer, maar genade het gesê, dis onverdienlik sy genade aan my, ek het onverdienlik genade gekry, so genade het gekom, so ek kan sê, ek het genade voor die Here. Dit maak nog nie saak oor die genade, oor die gevoelens van die mens, oor die hart van God. En God was beproef. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en dat elke bedoeling van die gedagtes van sy hand voortdurend sleg was, was die Here jammer dat hy die mens op die aarde gemaak het en dit het hom in sy hart bedroef. Genesis 5, 6 en 7.
Was daar ooit 'n tyd dat die mense 'n spyt oor God gebring het, dat hy die mens gemaak het? Ja! Ja, maar pastoor, dis Ou Testament. Nee, ek praat oor 'n lewende God wat jou Vader is, wat gevoelens het teenoor jou. En sy liefde aan jou. Psalm 95 vers 10 sê, 40 jaar lang was ek bedroef oor hierdie geslag en gesê, dit is 'n volk met 'n dwalende hart en hulle ken my weer nie. Daar is 'n mens. Dat is vandag in die jaar 26 wat nie die weë van die Here kan verstaan nie. Dat is 'n mens vandag wat nie die weë van God eers belangstel nie. Dat is mense wat vandag die weë van God nie wil weet nie. Hoekom? Want dit is 'n oprigtingsweë wat die Here gee. 'n weë van wat nou is, wat nie breed is nie. Waarom? Want God soek 'n man en 'n vrou wat hom sal dien in gees en in waarheid. Daarom, hoekom vergewe ek? Ek vergewe, want my onvergewensgesindheid raak God se hart aan. Amen. Kom ons gaan aan vroue. God se medelee is aangebakken. Die wat? Hosea 11 vers 8 sê, hoe kan ek jou prys gee, Ephraim? Hoe kan ek jou oorgee, Israel? Hoe kan ek jou maak soos Adma? Hoe kan ek jou behandel soos Sebron? My hart keer in my my medelee is aangewakker. Hosea vers 8 sê. Hy sê in Deuteronomium 5 vers 29, ag, as julle maar so 'n hart gehad het om my te wees, as julle maar net 'n hart soos as hulle maar so 'n hart gehad het om my te vrees en altyd al my gebooie te onderhou, sou dit met hulle en met hulle kinders vir altyd goed kan gaan. Maar weer eens, hy praat daar met die kerk van Deuteronomium. Hy praat in die geskiedenis, maar God wys dat daar's 'n mens wat sy hare kan deur mekaar krap. Omdat ons nooit besef dat God gevoelens het nie. Hallo? Niemand praat oor God se gevoelens nie. Niemand praat oor hoe dink God oor 'n saak nie. Ons neem maar te verre en sê, hy moet maar aanvaar wat hy moet maar aanvaar. Ek gaan maar doen wat ek moet doen. Maar jy en ek weet, dis nie hoe dit werk by God nie. God ervaar ons verwaarlosing en rebellie met droefheid en hartseer. Hoekom? Hy sê die volgende, hoe het God ons sonde en rebellie hanteer en geoordeel? En Romeine 5b van vers 8 en vers 10a sê, God het ons as gevolg van ons rebellie en sonde sy vyande beskou. Terwyl ons nog sondaars was, Nuwe Testament, terwyl ons nog sondaars was, toe ons vyande was. Hy sê, God se toorn daaroor ons gevoel as gevolg van ons, wat is dit? Opsettelike ongehoorsaamheid. Hy leer ons hoe om te vergewe. Ons het nou 5 weke gehad van hoe God ons leer hoe om te vergewe. Nou kom die woord van God en hy sê, wat bring spyt in die hart van God? Wat bring dit wat vir die Here belangrik is? Wat doen die dinge wat ons doen aan die hart van God? Brothers, sisters, die kerk, as ons die stem van God wil sien en die krag van God wil beleef in 'n tyd soos nou, die woord wat ek vanmôre gebring kom uit die hart van God, wat sê, die seisoen vir verlies vir die huis van God is verby. Halleluja. Die tyd van oorwinnings vorentoe het aangebreek, maar moenie vertoef in die verlede nie. Kom in die ware beweging waar God nou op die oomblik die ystervuur warm slaan. Kom by die plek en te sê, ek maak 'n keuse, ek is moeg vir gewors.
staan op vir die naam van Ja, Jesus. amen. Sê 'n volgende ding, hy sê 'n paar dinge daar. Hy sê ongehoorsaamheid. Hy sê God se toorn teenoor ons gevoel as gevolg van ons opsetlike ongehoorsaamheid. Efesiërs 2:1-3. Daar is mense wat is teen God se standaard en God se weer. Daar is mense wat dalk in hierdie huis sit wat dink dat God 'n mens is en ek kan met 'n mens maak soos ek 'n mens maak. Jy gaan die potjie mis dit. Ja. Die Afrikaners moes rekenwoorde. Julle gee mos nie om as ek so 'n wandtaal gebruik nie. Jy gaan die potjie mos mis. Hulle het my dit geleer. Julle Afrikaners het my dit geleer. Jy kan die potjie mis. Ek het ook gevra, wat beteken dit? En moet ek die betekenis daarvoor gee? Weet julle wat beteken dit? Dit beteken dat jy kan daar 'n noot hê. En as jy op die plek kom om die noot af te lei, dat jy die noot se plek besit. Dis Afrikaans. In Engels kan ek sê jy wil misverstoen. Sal jy self wees? Is jy lief vir jou eie taal? Ja, kom aan. Sê dit is so, pastoor. Die woorde, ons spreekwoorde sê dit. Julle paar spreekwoorde wat ek liever nie sal sê. Dat is hier 'n klomp van hulle, wat ek ken hulle, maar ek gaan hulle nie herhaal. Dat is 'n hele klomp. Maar nou sê die woord dit, hy sê en hulle het hy lewe gemaak wat dood was deur die misdade en van die sonde waarin hulle tevore gewandel en volgens die loop van die wêreld, volgens hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat uit die kinders van ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in 'n begeerlikhede van ons vlees. Toe ons die begeerlikhede van die vlees en van die gedagtes gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Sprus teen die werking van God se woord gegaan. Weet jy as mense vandag wat nie eens die stem van die Here hoor? Ek sê in hierdie dag is daar mense wat nie eens die stem van die Here hoor nie. Daar's mense vanmôre wat nie eens 'n aanklank het om betoon te wys aan wie hy is, maar 'n hande op te hef en sê, Here, U is so groot en so wonderlik. Mense sukkel om die Here te vereer en om te erken vir wat hy is, omdat die leuns van gister die opbrengsters van vandag. Nooit gedink dat dit wat ek doen 'n aanraking teenoor God het. Nooit gedink dat my swak handelinge 'n weerkans het tot God se hart. Just take it, Lord. I am who I am. I do what I do. En hy sê, moet God nie spot nie. Don't do it. Daar het gesê, mense het my kwaad geword, ek sê, ek moet weer sê, as jy die wêreld wil gaan dien die wêreld dood. Maar moet nie die kerk loop en sê, ek is 'n kind van God, onder die vaandel van die kerk, en die wêreld daarby te sê, hoekom loop daai mense so snaaks? Hoekom lyk hulle ons op hulle gebrekkig is? Because you look like a fool in die wêreld. Maar die wêreld onderskei jou en hy sê, that's not the church. Die wêreld sê, that's not the church. En wanneer die kerk opdaag, dan sê die mense, this is the church. Dan sê, waar is jou kerk? Waar is julle? Why? Because they see the power of the glory of God. Come on. Maar it can't be seen in one, it's to be seen in all. Kinders van die Here is 'n spesifieke mens, man. Amen. Yes. Come on. Hy sê 'n paar dinge, hy sê Johannes 3:36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Amen. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal lewe nie sien nie,
Maar hy sê, maar die toren van God bly op. Kom. Hy wat die seun sien, hy. Die tyd gekom sien die seun. Maar nie met oor wat ons gehoor het van sonneskool af en sê, hy is gekruisig en hy het opgestaan. Kom ons kry die feite by mekaar. God het hom dood gemaak. Hy wat lewe was, het dood gegaan, sodat ek en jy gaan lewe. God stroop hom van rykdom, en hy vat sy rykdom, hy sit sy rykdom op ons en sê, hy het arm geword, dat jy en ek ryk kan wees. Weet jy wat sê ons? Dis nie die woord van God nie. Waarom nie? Want ons sien nie die seun van God. Ons sien nie God, die Vader nie. Ons is besig met 'n godsdienstige deernis, wat beteken lus het. Dit beteken, het geen beteken, as jy nie die Vader hart kan verstaan, dat sy hart is vir jou. En vir my, dat ons nie kan verstaan, dat my seer kry, maak God se hart seer. Hy sê, wat sê hy daar? Wat sê hy daaroor? Wat sê God daaroor? Hy sê, ek kan sien wanneer jy seer kry. Ek vra jou, gee vir daai persoon vryheid. Kom on, kyk, laasweek se preek. Gee daai persoon genade, gee daai persoon hoop, gee vir hom wat hom nie toekom nie. Ek sal met hom afwege, want hy weet wat jy voel. Ek sal deel daarmee. Oh, come on, church. As ons die hart van God kan verstaan, as ons Jesus se doel kan verstaan, gaan jy sukkel om te sonde. Ja. Want jy weet, dit maak die hart van God seer. Ja, maar hoe kan dit wees, pastoor? Hy is dan God. Hoe kan hy worry oor my? Hy doen. Hy het sy seun se lewe geneem, so ek en jy staande kan bly vandag. Hy sê die volgende, God het van die skepping af bepaal, dat ongehoorsaamheid tot die dood toe lei. Genesis 2:16-17. Hoor die hart van die God. Hy sê, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy versekerlik sterwe. Hoekom? Hy sê die volgende, Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood. Waarom? Want sonde het 'n loon. Maar as ek na Jesus kyk, en ek sien die offer van sonde wat hy gestort het op die kruis, en ek kyk na God die Vader, en ek is die mens tussen Jesus en God sê vir hom, ek gaan jou lewe neem, dat hy mag lewe. Ek gaan jou offer vir daai mense wat gaan kom, of hulle my lief gaan hê of nie. Ek gaan vir die mens doen, gaan ek op Golgotha 'n prys betaal. Ek gaan die rod van God, gaan ek op jou, gaan ek stukken slaan. Te wille van die mens. So vergifnis is nie jou opsie nie. Vergifnis is jou bevel. Jou breek van pornografie is nie 'n opsie nie, dis 'n bevel. Jou opsie vir te breek van nikotien en van drank en van die slegte gewoontes daarvan is nie 'n opsie nie, dis 'n opdrag. Want hier is die tempel van God. 'n Tempel wat gevul word met die heiligheid van God. Waar jou lewens en jou kragwaardige woorde jou hiermee stop, hoekom? Want hy het die prys daarvoor betaal. Geen ding vanmôre hang in die lug en sê, dis halfpad. God het sy woede op Jesus uitgestort op die kruis. Kan jy onthou daai woorde? As jy die seun van God is, klim af van die kruis af. Hoekom?
wat die duiwel het besef, toe hy begin besef wat gaan nou gebeur, op die derde dag van God hom opwek uit die dood het. Die duiwel agterkom sê, I'm going to get him off the cross, I must get him off the cross. Hy moet homself kom verdedig, want as hy gaan deurvoer daarmee, het ek niks op die aarde te doen. Gaan ek met die verder, hy sê, God se geregtigheid het vereis dat dieselfde sonde, dieselfde straf tot gevolg het, die ewige hel. Is dit hoe praat die mens nou oor die ewige hel? Die koste van ongehoorsaamheid, die dag as jy sterwe in ongehoorsaamheid en teenstryd teen die waarheid van die woord, gaan jy 'n ewige hel sien. Dis die woord. Nou wil ek vir jou vra, wanneer wil die duiwel jou lewe neem? Wil hy jou lewe neem terwyl jy 'n kind van God is? Of wil hy jou lewe neem wanneer jy nie weet waar jy hoort nie? Hy's mos 'n rower. Hy's 'n moordenaar. Wat as God die engele gesondig het? Want as die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle die hel verwerp en aan die kettinge van duisternis oorgegee het om vir die doodoordeel bewaar te word. In 2 Petrus 2 vers 4. Matteus 22:41 sê, dan sal hy ook dan die wat aan die linkerhand sê, gaan weg van my af, julle gevloektes, en die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele, nie vir die kinders van God. Kan iemand sê, hey, dankie Here. En die dooies is geoordeel volgens wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Die dood en die doderyk is in die poel van vuur verwerp. Dit is die tweede dood. Wat het gebeur? Hoekom? Openbaring 21 vers 15, Openbaring 20 B sê, as iemand nie in die boek van die lewe opgeskryf bevind word, is hy die poel van vuur verwerp. Hoekom? Ongehoorsaam. Weet jy dat trots, I've built my own kingdom. Ek staan in my eie koninkryk van gedagtes. Ek staan in my eie koninkryk van hoe ek dinge sien. Ongeag wat die Bybel sê, ek staan in my eie koninkryk. Your kingdom will be shaken from today. Ja. Vandag sal jy met jou oë aanskou dat jy living in fool's paradise, dat dit wat die Here se woord verklaar, sal begin uitring in jou gedagtes, dat daai mure sal val. Thank you, Lord. En hoekom? Want die woord sny, hy sny 'n reguit lyn. Hierdie woord is nie 'n gemaakte woord nie. Hierdie woord is die woord van die Here wat uitgaan, so volgens Jesaja 55, wat uitgaan na elke een toe en nie ledig na die Here terugkeer nie. Come on, let's say it. Kom ons sê dit. God het sy heilige hart oopgehou vir almal, vir ons almal, en 'n regverdige oplossing gesoek. God het 'n oplossing gesoek, dat nie een mens hoef hel toe te gaan nie, maar dat elke mens gered kan word. God het die oplossing, hy wou, hy gaan die oplossing soek. Hy sê die volgende, hy sê, en ons het ons aangesig vir hom verberg. Jesaja 53. Hy sê, hy was verag, en het hom nie geag nie. Waarlik. Hy het ons krankhede op hom geneem. Kan iemand dit uitroep en sê, ja, dankie Here. Hy het ons krankhede op hom geneem. Hy sê, en ons smarte. En dit het hy gedra. Maar nogtans, hy is ter wille van ons oortredinge deurboord, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom,
en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Prys sy wonderlike naam. Ons almal is so skape rondgedwaal. Ja, prys hom. Ons almal is so skape rondgedwaal en ons elkeen is sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregte van ons almal op hom laat neerkom. Thank you, Lord. Op wie? Op wie het hy dit laat neerkom? Op Jesus Christus. Kyk op. Kyk op en aanskou. Kyk op en aanskou. Jou dag van verloor is verby. Kyk op en aanskou. Kyk op en sien, jou dag van verloor is verby. Waarom? Want is in Christus Jesus waar die Seun van God lê. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Ja, maar ek hou daarvan om gebukken te gaan, pastoor. Ek lyk baie aantreklik as ek gebukken gaan. En al die straf van die daas op my skouers, dit lyk baie mooi as ek gebukken gaan. Hoe meer gebukken ek gaan, hoe meer mense kry my jammer. Ek kry aandag, hoe meer ek gebukken gaan. Luister manne, waar is die manne? Waar is die manne? Staan gou op julle voete, al die manne. Die tyd het gebod dat jy leiding vat in jou huis. En begin op te staan met die woord van God. En vir jou vrou te sê die woord van God sê. Amen. Ek sê manne, die tyd het gekom waar jy die woord van God kan verklaar. En dat die priesters van die huis kan wees. En sê, luister vrou, hoor wat sê die woord van God. Amen. By jou kinders kan sê, hoor wat sê die woord van God. Ja, maar alles al terug en dan sal koud en dan, nee, die woord van God by die Vaders hart uit. Dat is te veel swak manne. Maar nie swak in krag is nie, maar swak in die woord. Swak in die staanplek van God, wat die verklaring van God se woord kan sê. Wat sê die woord van God? Come on. Come on. Vader, ek bid vir elke man wat staan, ek bid vir myself. Dat Here, dat ons sal deurvoer presies waarvoor ons geroep is. Ons is nie bestem onder die swakkes nie. Ons is geroep as priesters. Ons is geroep as profete. Ons is geroep as konings in die naam van Jesus. Sê dit in die naam van Jesus. Ek kan maar sit plek. Want hy het hom wat geen sonde geken het, sonde vir ons gemaak. Sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. As daar ooit 'n skrif is wat jy in jou Bybel moet merk, is dit 2 Korintiërs 5 vers 21. Ek praat met my geestelike vader donderdag. Ek bel hom en ek sê vir pastor, hoe gaan dit met jou? Praat oor die woord. Ek sê vir hom die woord wat ek vanmôre wil deel. En hy sê vir my die oggend wat hy gaan deel. En ek sê eers my pastoor, hy moet ons kyk by mekaar af. Maar hy sê vir my, Andy, hoor hierdie skrif. Maar nie soos jy dit ken. Jy sien ons het 'n probleem. As mense langer as 2 jaar gered het, dan quote ons die woord. Ons praat die woord, ons sê die woord. Ek het Woensdag aan vir die groep gesê. Ek het oor Moses die afgelope 3-4 maande so baie oor Moses gepraat, en ons al moeg gehoor van Moses wat sê, ek sal nie gaan. Maar dis nie wat hy sê nie. Wat Moses daar sê, hy sê dat die mens kan sien dat die Here God by ons is. Hoe kom jy dit hê? As 'n kind in die kerk, kan ek onthou, daar was ou ooms in die kerk met 'n wit das en 'n swart soet. Hulle het nog ducktail kouse gedra, wit kouse. Maar oom Gillie, al die ou ooms was manne van die Gees. As hy opgestaan het en geprofeteer het, dan sit die hele kerk in sy stilte. Mense los hulle sondes in die kar. In geval om time sê, hey brother, ek sien daar's 'n ding op jou.
Weet jy kan nie meer vandag vir 'n ou sê, ek sien 'n ding op jou net, wat jou hof toe. Hy sê, wat se ding het jy gesien? Hy weet jy wat gehoor, maar daai jaar, nie gewaarig oor hof, nie gewaarig oor dit, en die woord van God gehad, en as hy by jou gesê, kom sit daar, en wil niks vertel, baie van die ou woord, sê, kom sit hier, dan bid ek by veel, Lord, kill me, you must be good man, Here, jy moet my dood maak, dis van my oorblij, hy sê, kom sit hier, vir wat sal die Here jou wil dood maak? Ja, maar minder van my nie, hy sê, ja, koteer die dood, minder van jouself, meer van hom, en jy kan mos nie vir God sê, maak my dood nie, hy sê, dis my stupid om so, dat ek wil nou jammer, maar dit klim in jou karakter, en dit jy nie vergeet, draai dit vandag, draai vandag vir 'n ou vertel, hier, en hierdie gebeur, hierdie alles gebeur, jy is verkeerd, draai dit, maar die mens, die vye aard van God se gees oorskry. Dames wat? Die Bybel sê ou vroue, is daar 'n kappel ou vroue hier, ou vrouens, leer die jonges. Dit jy vir 'n jong vrou sê, kom sê vandag. Sê so oudtyd. Nie worry, daar's 'n paar kollegas die bedoel met my ook oudtyd sê. He likes the law. I don't like the law. I like Jesus. I like the Holy Spirit. Kan nie van mense gedagtes, mense idees, ding, en ek gaan meng wat God se woord sê. Dis ook in die hart. Ek sê vader, ek maak klaar. Hy sê, 2 Korintiërs 5:21, skryf dit in jou Bybel. In geval jy vergeet wie hy is. Maak 'n nota vir jouself, hy sê, opbou wees is 'n babatjie, wat neig na 'n bottel en na purity. Begin te staan vir wat jy glo, opbou rondval vir alles en vir almal. Ek sê vir Dennis nou die dag, ek sê, weet jy wat? Ek wonder hoekom kuier mense nie by my huis nie. Niemand sal bel en sê, hoorie pastoor, ons kom bietjie daar by jou kuier. Ek wil nie groceries hê nie, nie vleis hê nie. Sê, ons kom by jou kuier. Ek sê, ek gaan jou sê, kom mense nie kom. Want die mense voel ongemaklik om by my te kyk, want wat gaan jy met my praat? Wat praat oor? Is ons gaan opdag en wat gaan jy met my praat? Sê jy vir my, wat gaan jy my sê? Want die mensdom ding, ek is maar 'n one-track man, ek het nie een deel van brein, en dit is kerk. Ek het daar 'n deel van my ook. Ek hou ook van golf, ek hou van skiet, en ek hou ook van allerlei goedes, en ek hou van visvang, ek hou van allerlei. Ek love diepsee, ek love allerlei dinge, ek doen daai dinge. Sommige jy weet, ek doen daai dinge. Dan pastoor jy sê, ja, hier kyk jy so, dat het 'n rooi gesit, ja, kom maar diepsee af. Ek doen daai dinge. Hy wat in hom geen sonde geken. Praat van hoe kan God my lief hê? Hy sê die woord, hy sê want hy het hom wat geen sonde geken het, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God. Wat is daar vergelyking daarby? God was tevrede om sy seun te stuur om te sterf, omdat hy ons lief gehad het soos Christus. Kan ek nog 2 minute gebruik? Om 'n vers te gebruik om te sê, God het jou so lief gehad, soos Christus. Wat het hy gesien in die mensdom wat hom tevrede sou stel? Wat het hy in my gesien, wat hy vir my so lief sou wees? Wat het God gesien? Homself. Ja, maar God het Jesus lief. God het jou vanmôre ook lief. Net soos hy Christus lief gehad het.
Kom ons sê, ek weet dat my Vader my liefhet. Amen. En as jy nie baie tradisie op jy sê, ek dank God dat hy my liefhet. Ja, amen. My Vader. Ek dank U dat hy my liefhet soos hy die Here Jesus liefgehad het. Maar dit kom dan van die preekstoel. Alles gaan oor Jesus en alles gaan oor God die Vader, maar nooit 'n vergelyking gebring as God na my kyk en na jou kyk. Sien hy dieselfde liefde wat hy gehad het. Is nie mooi nie. Amen. Is dit nie mooi? Yes. Amen. Ek wonder oor sy liefde, ek wonder oor wie hy is. Ek wonder, en nou sê die skrif daar, hy sê, God was tevrede. Romeine 5:6-8 sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd by die goddelose gesterf. Hy sê, want nouweliks sal iemand vir sy rechtvaardige sterwe. Miskien sal hy iemand dit waag om vir 'n goeie mens te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons wat gedoen gesterf het toe ons nog sondaars was. Romeine 5. Johannes 17:23b sê, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief gehad het soos U my lief gehad het. God het Jesus gestuur om sy toorn te bevredig deur volle betaling van almal se sondes. Hy sê die volgende in 1 Johannes 4:9-10 sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is liefde, nie net vir ons, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Kom aan. Hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die hele wêreld in Johannes 2:2. Laaste vers sê Kolossense 1:13-14. Hy sê hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis het ons oorgebring het na die koninkryk van sy seun, van sy liefde, en wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sonde. Praise the Lord. Amen. Daar's 'n rede om hom te dien. Yes, amen. Ek het 'n rede om die Here te dien, omdat hy so goed is vir my. Yes, amen. Vanmôre sit jy dalk hier en jy sê, pastoor, dis dalk die eerste keer wat ek gehoor het, dat dit is God wat Jesus dood gemaak het. Vir wie? Vir my. Amen. Vir my. En miskien vanmôre sê jy, ek wil 'n vernuwing in my hart hê, dat ek weer die beginsel van God se liefde, die beginsel van God se droom oor my raak sien vanmôre in Jesus Christus. En ek wil my lewe weer hernie in hom vanmôre. Jy reg is, dan op jou voete sê ek is. As jy vanmôre hier is en sê ek wil regmaak vanmôre, dan net voete sê Here ek is. Moenie worry oor mense nie. Vanmôre praat God met mense en sê, dankie my suster. As daar mense sê vanmôre, ek wil plek om, dankie my suster. Dankie, ek is. Staan op jou voete. Hoekom ek sê, staan op jou voete, bewys die duiwel. Jy bedoel dit met God vanmôre, nie met mense nie. Ja. Dit wat ek gedoen het ek nie geweet is ek, wat Jesus. Maar nou weet ek is verlos. By die oordeel kom my Vader. Amen. En nog mense wil staan van die vrymoedigheid en sê, ek neem dit vanmôre, because I know. Jy sien, om te gaan van hier tot daar, omdat ons sukkel in gister, kan ek nie daar kom by daar. Maar hoekom?
ek's te vol vir wat ek weet oor wat die woord van God sê. Maar die woord van môre is nie. Toe ek die besef kry dat dit is God wat Jesus die prys wat betaal het, en ek gesê, Here, dis die eerste keer dat ek hoor dat U is die een wat Jesus doodgemaak het dat ek kan leef. En ek kry 'n ander insig vir wie hy is. Ek roep hom uit en ek sê, Abba Vader, daar's niemand soos U nie. Wat toe ek in gebors was, het U my lief gehad. Toe ek agter in die ry gestaan het U my vorentoe gebring, dat ek gered kan word. Dankie vir almal wat staan, steek jou hand op vanmôre, vat jou verlossing, vat jou vryheid. Vat die droom wat God oor jou spreek en sê, ek het jou met 'n duur prys gekoop, sê die woord van God. Ek het jou met my seun se lewe het ek jou gekoop. Môre geen duiwel, geen mag, geen demoon, geen stap van vyand kan naby aan jou kom nie. Hy sê, jy behoort aan my, sê die Here. Hy sê vanmôre, niks sal jou uit my hande uitneem nie. Niks sal jou oorheers vanmôre, want jy weet dat Jesus die Seun van God is. En Here, ek dank U vir elkeen, dat Here, dat hier 'n roering sal wees oor die Gees van God, om ons te lei na die volgende dimensie. Dankie vir U woord, dankie vir die tyd en die teenwoordigheid van U Here. Dankie Here, dat U kan sien om my te help na my volgende dimensie en my geestelike loop, met U en aan U alleen Vader, al die lof, al die eer, al die aanbidding, in Jesus naam alleen. Amen en amen. Neem maar eens dit lekker, broers en susters, wat 'n voorreg, wat 'n voorreg vanmôre, om 'n tyd saam met U te spandeer op die woord, om die woord van God, en 'n verklaring te maak, 'n verklaring te bring dat die huis van God is dat hy is reg. Hy is reg om jou te neem na jou volgende dimensie toe. Hy is reg. Jy sien, ek hou laasweek se lesie, dat ek in 'n geval net die mekaar raak. Dit nou begin ek laasweek se preek, so ek hou daar, dat ek nie laasweek weer gaan. Amen. Nog 2 weke oor. Nog 2 weke oor. Beoefen dit nou, om 'n telefoon te vat, en vir daai persoon te bel, vir volgende week se les. Begin daai persoon te bel, en sê, weet jy wat, ek wil jou vryspraak gee. Ek wil jou vergewe, ek wil jy my vergewe. Begin dit regmaak. Volgende week wat ons by mekaar kom, is die woord van God reg, om jou te lei na jou volgende dimensie in die Here. Amen. Amen. So hy wat arm geword het, ons ryk gemaak. Jy sien, jy sukkel daarmee, hè? Die woord van God sê, hy het hom arm gemaak, so ek en jy ryk kan wees. Pastor, is daar rykdom in die huis van God? Yes, Hoekom nie? amen. Hoekom nie? Ek ken 'n hele paar skatryk besigheidsmense wat in die huis van God is. En is dit fout? Ja. Maar ons moet uit daai syndroom uitkom, dat God skuld ons. Die skuld is betaal. Yes, amen. Hy vra vir jou, begin 'n ding soos ek dink. Yes, amen. Al die beeste van die velde is wie sin? Al die goud, al die silwer, aan wie behoort dit? Sê die woord nie, dit behoort aan my nie, sê die Here. Ja, amen. Tradisie sê, nee, jy moet so praat in die huis van God nie. Wat gaan julle doen die dag?
As mense hier staan, hy vat sy sleutels en hy sê, ek wil hierdie kar vir broer so en so gee. Ek wil my sleutels vir daai suster gee. I'll take it. Wat gaan jy maak? Wat gaan jy maak wat die seën van die Here begin beweeg oor ons mense? Amen. En dan praat ons oor rand en sent. Dan sê die Here, dit is vir my niks nie. Amen. Dit is 'n metode van betaal, maar dit is nie God nie. Yes. Dankie vir almal se tiendes, dankie vir die bydraes, dankie vir die lofoffer, geloofsoffer, bydrae wat jy gedoen het. Hierdie maand lyk ons baie beter as laas maand. Amen. Nou ek verstaan, laas maand het ons kinders op vakansie gehad, mense het nie ekstra nie, so, maar ek wil u sê vandag, daai ekstra wat jy gee, word by die Here opgeneem, want hy sê, ek het 'n blye gewe lief. Hoekom? Want hy ken die hart van elke mens. Amen. So kom gee maar gerus, bring jou saad, bring jou tiende, bring dit na die Here toe, en gee vir die Here. Dit wat ons het, dit wat ons bekry, gee dit vir die Here. Hy sê, ek gee saad in goeie grond. Goeie grond. Ek gee saad in goeie grond. Ek sit saad in goeie grond. Halleluja. Ja, dat is niet de verkeerde kant van de reis. De verkeerde kant van die reis. Ja, afweg. Baie dankie vir almal se bydrae. Ons staan saam. Ja, dan ons afsluit met gebed. Ons buig ons hoofde. Vader, ons dankie vandag vir u liefde, vir u teenwoordigheid in hierdie plek. Dankie dat u tot ons harte gespreek het, Here. Dankie vir die woord. Die woord is altyd geseënd. Ons dankie vandag dat ons kan weet u is ook hier, Here. Dankie vir elke geleentheid wat ons het. Dit is 'n geleentheid om nader na u te kom. Here, ons eer u vir die liefde en alles wat u vir ons doen, Here. U is so goed vir ons. Here, en ons vandag net sê, Here, laat u wil geskied in ons lewens. Lei ons op die pad van heiligmaking. Leer ons u weg, Here. Laat ons nie op ons eie weer staat maak, Here. Laat ons luister na wat u vir ons sê. Ons dankie, Here, dat daar vir ons ook vergifnis is. Dankie vir die bloed van die lam, Here. Ons weet, deur die bloed is alle sondes vergewe. Dankie. En ons dankie vandag daarvoor. Seën ons vir waar ons vandag uit mekaar gaan. En Here, laat die liefde deur ons bekend word aan die mense. Want die woord sê, Here, julle sal bekend word onder die liefde wat onder julle is. Ons eer u daarvoor vandag in Jesus se naam. Amen. Amen.